is vir ons gebore, vir jou en my. Waar sal jy in die grote heelal 'n beter wêreld kry? Kyk hoe lewe dit hier om ons. Is dit nie mooi nie? Dit is net vir my, dit is net vir jou 'n nuwe dag het begin. Lewe, 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 lewe nou. Die lewe staar net vir jou. Lewe, 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 lewe nou. Dit gaan so gou verby. En as ek my oë oopmaak, dan wil ek die lewe voel. Lewe, 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 lewe nou. Ja, lewe nou. Ja, vir wanneer lewe jy? Lewe ons vir gister, lewe ons vir môre, of lewe ons vir vandag? Vandag is die belangrike. Gister kan jy nie terugkry nie, en jy is nie verseker van môre nie. Geliefdes, hartlike goeiemôre. Ek is pastoor Pieter Boysen van die JCRMTS familie in die Oosrand, met jou oggendoordenkings. As jy met my in verbinding wil tree, my nommer is 068-577-9817. Maar voordat ons vanoggend verder gaan, kom ons word net eers stil voor ons hemelse Vader. Aba Vader, Heer, baie dankie vir nog 'n oggend. Dankie vir 'n genadedag wat U uit U hand vir ons skenk. My Vader, vul ons met U liefde, met U vrede en U vreugde. Vader, dat ons vir U kan leef, voluit vir U kan leef. Dat ons kan leef soos wat U dit wil en nie soos wat ons dit wil nie. Maar Heer, wees met ons deur hierdie dag. Seën en spaar ons, my Vader. Behoed en bewaar oor ons. In Jesus se kosbare naam. Amen. Geliefdes, geliefde luisteraars, ek wil vanoggend net een stukkie met julle deel. Markus 1 vers 35. En vroeg in die oggend, nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan en na 'n eensame plek vertrek en daar gaan bid. Net daai gedeelte. Toe hulle eendag vir Martin Luther gevra het, wat doen jy as jy 'n baie besige dag het, of as jy te besig geraak? Wat het hy geantwoord? Ek het net vroeër die oggend opgestaan. Ons moet vroeg opstaan en vir God die eerste opbrengs van die dag gee. Ons stilte tyd by hom is lewensnoodsaaklik. Jesus het hierdie voorbeeld vir ons gestel, soos wat ons pas gelees het in Markus 1 vers 35. Hy het ons geleer dat ons nie met die mense oor God kan praat voordat ons met God oor die mense gepraat het nie. Dit is nie goed genoeg om 'n boodskap te verkondig nie. Jy moet die regte boodskap verkondig. Nou, hoe kry jy hierdie regte boodskap? Om tyd deur te bring aan die voete van God. Dalk het jy nie genoeg tyd nie, maar jy moet jou beste tyd, die oggendtyd, saam met die Here deurbring. Vir leiding, vir onderskraging, vir bemoediging, vir krag. Herlewing begin dikwels met die kleinste man, kleinste vrou, wat tyd op hulle knieë deurbring in die teenwoordigheid van God. Sit jy in die oggend in jou stilte tyd aan die voete van God? Bid jy tot hom? Is jy opgewonde oor die Here in jou lewe gaan doen vir hierdie dag? Of is jou dag net te besig om stil te raak en te hoor en te sien wat God jou wil laat sien, te hoor wat God vir jou wil sê? Raak stil geliefdes, en luister, want God praat nog steeds vandag met ons. Mag die genade van God ons Vader, die liefde van Jesus Christus en die leiding van die Heilige Gees met jou wees deur hierdie pragtige dag. Ek sluit vir ons af. Hemelse Vader, ons aanbid U in waarheid en in gees. Vader, beklee ons vandag met die volle wapenrusting, sodat ons staande kan
weerstand kan bied en staande kan bly teen die liste van die duiwel. In Jesus naam bind ek nou elke owerheid, elke mag, elke wêreldheerser van duisternis van hierdie eeu en elke bose mag in die lig wat vandag teen ons staan. Ek beval alle bose magte om hulle werking onmiddellik te staak en beveel hulle in die naam van Jesus om na die voetbank van Jesus Christus te gaan. Ons omgord ons lende vandag met die gordel van waarheid. Ons trek die borswapen van geregtigheid aan, skoene van vrede aan ons voete, vir die bereidheid van vrede. Ons sit die skild van geloof op, waarmee ons die vurige pyle van die bose kan uitblus. Ons trek die helm van verlossing aan. Ons neem die swaard van die Gees, die woord van God op. Vader, bo dit alles beklee ons vandag met die liefde wat die band van die volmaaktheid is, soos opgeskryf staan in Korintiënse 3 vers 14. En beklee julle dan met dit alles, met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Vader, gee aan ons die wysheid, die insig en verstand, om 'n goeie krygsman en vrou vir U te kan wees. Vader, ons onderwerp onsself aan U vandag, en ons weerstaan die duiwel, die Satan. Want in U woord is daar geskryf in Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Vader, ek bid dit alles in die kosbare naam van Jesus Christus. Vader, ek wil die aanhoorder van hierdie boodskap seën en lewe oor hulle spreek. Eerstens kom ek teen enige bose mag, die prinsdom van duisternis, se planne van Satan die duiwel, om te vernietig, te steel en te verslind, dat dit sal sterf en geen effek sal hê nie. Vader, ons weet en glo dat daar nou lewe gespreek word oor hierdie persoon se gesondheid, sy huwelik, verhoudings, finansiële, sy besighede en geestelike lewe. Geliefdes, jy sal God se seën en beskerming ondervind. God seën en behoed jou. God laat sy aangesig oor jou skyn en verhef sy gesig oor jou en gee jou vrede. Amen en amen.